Ek weet hoe voel dit as die oranje blanje blou oopgaan. Ek weet hoe voel dit as 3000 ouens in breinklere gelyk op aandag kom. Hoe vat jy jou land terug deur elke denkvermoë wat die Here vir jou gee te gebruik? Soveel kerke vandag vir ons die hele tyd sê, bid net, alles gaan reg wees. Nee, dit sal nie. Ons is nie geroep om net te bid nie. Ons is geroep om te bid en dan op te staan en iets te doen. As ons nie nou daarin slaag om ons volksidentiteit te herroep, te herskryf, dat ons die volk is van die boereoorlog nie, gaan ons nooit weer 'n volk wees nie. Ons is nie die volk van apartheid nie. Ons het nie die grond gesteel nie. Ons het nie ons swart mense verslaaf nie. Ons het 'n super republiek gebou. Saam met hulle, langs hulle, 'n republiek met kernwapens, eerste hartoortplanting, 'n land wat vir almal vrede kon bring, want dit was ons doel. Dis wat ons gebou het, en dis wie ons is. En ek smeek by die jong mense, gaan na sosiale media, gaan swat hierdie goed op, leer jou ken deur die boereoorlog, want dis waar die integriteit, die siel van ons mense, moet ons gaan haal by die boereoorlog. Almal het nie deelgeneem aan die boereoorlog nie. Baie het besluit om totaal buite die oorlog te bly. Dan het daar wel deelgeneem, wat later teruggegaan het huis toe. Dan was daar wat fisies saam met die Engelse beklei het. Dan was daar boere wat gesê die oorlog is verby, ons moet stop. Dan was daar boere wat gesê het ons is bittereinders, ons gaan aan. Ons het keuses gehad. Ons het vandag geen keuse meer. Want wat leer ons uit die boereoorlog? Daar was klomp generaals en jy kon besluit na wie se generaal toe jy wil gaan. Tellery, De Wet, Louis Botha, onder wie wil jy beklei? Cronje, Hertzog, gaan kies vir jou 'n leier. Maar dat ons as leiers en as volk saam in dieselfde rigting beweeg. Ons hoef nie saam te stem oor alles nie. Ons is in die vermoë om as gelofte volk by mekaar te kom. Maar hoe lyk ons huishouding? Waar lê ons grafte, ons monumente, ons slagvelde? Ons land en grond is so ryk. Kom ons gaan haal daai. Ons maak feeste van dit. Ons vertel dit vir die kinders. Ons lê kranse en ons word weer volk. En as ons eers weer volk begin word, sal die Here die pad vir ons wys. Maar as jy na die volksraad gaan kyk van Paul Kruger, was generaal Tellery, wat vir ons nou die mees bekendste generaal is, die linkse generaal. Hy het vir Piet Joubert ondersteun, wat teen Paul Kruger gestaan het. Hulle het daarvoor gestaan dat Paul Kruger stemreg vir die Johannesburgers en uitlanders moet gee. En hulle was teen die boereoorlog. Links, ek se Paul Kruger man, ons sal nie hierdie land gee vir die uitlanders. En in die oorlogsdebat staan hy op en sê vir Paul Kruger, die Engelse gaan ons volk uitwis. Was hy reg? Ja, 1/6 van elkeen van die burgers is dood in daai oorlog. 36.000 vrouens en kinders in die konsentrasiekamp. En nie net aan siektes nie, die Engelse het hoeke en glas in die bullybeef blikkies gesit om ons mense dood te maak. Toe sê Paul Kruger vir hom, jy is bang vir oorlog. En toe sê Tellery vir hom, president Paul Kruger, jy sal in die buiteland sit, dan veg ek nog in die oorlog. Wie en waar het die eerste skote geklap vir die oorlog? Paul Kruger het 11de Oktober oorlog verklaar. Die 12de, toe skiet Tellery se eerste skote. Wie was deel van die bittereinders? Tellery. Ons moenie mense in boksies bly sit nie. Ons is een volk en ons mag verskil oor die pad vorentoe. Toe die tyd kom dat die wêreldoorlog uitbreek en ons kan ons republieke herstel, die Transvaal en die Vrystaat terugvat, toe sit Smuts in die regering, hy en Louis Botha, as deel van die Engelse. En Joop Euphorie neem die wapen op as deel van die rebellie, 1914. Dit was die tyd wat generaal De Wet en Tellery
volksraadslede was in Kaapstad vir die regering, Lichtenburg. En hulle ry met die trein tot in Johannesburg. En by Langlaagte in 'n padblokkade skiet Smit se manne vir hulle ry dood. 'n Groot slag vir die herstel van ons republieke. Maar so vang hulle vir Jobie Fourie, onder Smits bewind in die uniteit. Hulle vang hom op 16 Desember. Kort paar daggies wat hulle sy vinnige hofsaak hanteer het, bevind hulle hom skuldig aan verraad. Hy hoor kort voor middernag dat hulle hom môreoggend 5:00 voor 'n vuurpeloton tereg gaan stel. En dan begin sy worsteling of dit die moeite werd was. Baie van u en ek moes baie keer hoor, wie is die volk? Hoekom doen jy hierdie goeders? Hoekom brand jy kruis vir brenne onder? Wie gee om? Wat maak dit saak? Jy maak tog geen verskil nie. Hou op. Die Here is in beheer, gaan net saam. Moenie opstaan nie, lê laag, wat gebeur sal gebeur. Wat 'n worsteling, dink jouself in die tronksel. Hy het net sy dominee by hom gehad, wat hy gevra het om asseblief saam met hom deernag te bly. Môreoggend 5:00 word jy doodgeskiet. Vir 'n rebellie wat verby is en misluk het. Die republieke wat nie herstel gaan word nie. Jobie Fourie, was dit die moeite werd? Wat sal jy skryf? Jobie skryf in sy laaste 4 ure voordat hy dood is. Teen die tyd dat jy hierdie brief ontvang, sal Jobie in die hemel wees. Om 5:00 vertrek ek hier vandaan, op reis na die ewigheid, saam met die getroue leidsman en vriend Jesus. Ek wil vir julle almal dankie sê, vir die boom wat geplant is, en met my bloed benat is. Dit sal 'n groot boom wees, wat heerlike vrugte gaan dra. Wees getrou aan jou volk, jou tradisie, aan jou godsdiens en aan jou God. Die Here sal jou lei. Hy sal jou die pad wys. Skryf asseblief op my grafsteen hierdie woorde vir God en Vaderland. Dit is die laaste brief wat ek sal skryf. En dit is my vermaaning aan my mense. Wees getrou tot die dood toe. Wees getrou aan jou taal en aan jou mense. God sal met jou almal wees tot ons mekaar weer sien. Ek dank U.